Hartlike goeiemôre, good morning. Ja, baie dankie dat julle weer gekies het om hierdie donderdagoggend saam met ons te begin. Absoluut. Vandag kan jy uitsien na 'n lekker program hier op Goeiemôre Good Morning. Ons maak 'n draai by die veearts. GDC apteker Kristen Holmes verduidelik wat regtig in die geval van pyn en koors in ons liggaam aangaan. Ons kyk ook saam met Roman Cameron hoe Adaptive CrossFit en Wheelchair Holistic Training nuwe deure vir atlete oopmaak. Ons gesels met Pieter van Niekerk van Guide Dogs Association for the Blind oor die belangrikheid van internasionale gidsondag en Margriet Meyer-Rodenbeck skakel in om te gesels oor haar verhoogproduksie saam met Frank Opperman. Daar is so baie om uit te sien. Ek is net nou jaloers. Ek sou nou graag 'n bietjie wou terugsit in 'n teater en 'n produksie wil geniet, jy weet. Maar ons gaan 'n plan met maak. Ons gaan beslis. Goed, so is jy gereed vir 'n interessante storie? Oggendpraatjies, ek is altyd gereed. Nou ja, in die noorde van Kaapstad is daar 'n 66-jarige vrou wat haarself daaraan toewy om te beklei vir die geregtigheid van veral bejaarde vroue wat slagoffers van romansebedrog is. Suid-Afrika se eie Miss Marple, soos wat daarna verwys word. Die sogenaamde tannie se missie het begin, ja, want die mens is nie 'n tannie op 66 nie, nê? Jy's nog jonk van gees, sou ek sê. Maar goed, nadat sy selfs sowat R500,000 as gevolg van 'n emigrasiebedrogspel verloor het. Wat eers as 'n persoonlike verlies begin het ontaard in 'n voltydse stryd teen georganiseerde misdaad. Vandag help sy slagoffers reg oor Suid-Afrika en sy werk aan sowat 60 sake. Sy versamel bewyse, identifiseer geldmuile en deel haar inligting met owerhede soos Interpol en die Valke. Sy is nie van hier nie, hoor. Nee, verstaan. Sy glo romansebedrog word nie ernstig genoeg opgeneem nie en ten spyte van die gevaar sê sy gaan nie ophou nie. Sy vertel van een van haar ondersoeke wat haar na die troue van 'n syndikaatlid gelei het en sy sê sy het glo heeldag uitgekamp, foto's geneem en elke blinkkar se registrasienommer afgeskryf. Sy meen sy is 'n ou tannie en niemand steur hulle aan haar nie, so sy verwys na haarself as 'n tannie. Maar dink jou in, dit is die dag van 'n troue, maar jy sit in 'n sweetpak en tekkies met 'n selfoon en 'n bottel water, weg in die bos of weggesteek in die bos waar jy alles en almal kan dophou. Hierdie is vir my so 'n lekker storie. Ons gaan natuurlik nou nie Tannie se naam leer nie, want sy werk undercover, maar dit is vir my net regtig wonderlik dat sy iets het om haar besig te hou eerstens en omdat iets wat met haar gebeur het, dat sy dit gevat het en sy het eintlik iets positiefs daaruit gekry. So ek dink dit is fantasties. En dat sy soveel mense in die proses help. Ek bedoel 60 sake. Verstaan jy? Sy is besig, sy is baie besig. En ook, nee, mens vergeet dat hierdie romanse bedrog eintlik regtig 'n groot probleem is. Ek ken iemand, ek dink dit is haar stiefma, wat sy het haar man verloor en sy was baie eensaam. Sy ontmoet toe iemand op Facebook en hulle they're exchanging messages and it's becoming a romantic relationship, but she didn't ever think that she would be a victim of fraud. En sy het ook amper R500,000 verloor. Van, ons gaan 'n huis saam bou, gee die deposit toe, al daai tipe goed. So to know that Tannie's on the case is something really kind of, it puts the mind at ease that other people won't also have to suffer like that. Absoluut, en ek dink dit bevestig weer eens dat 'n mens baie versigtig moet wees wanneer dit kom by iets so sosiale media en vreemdelinge waarmee jy begin gesels. Maar nou ja, ek wens ons kon met haar gesels het. Ja, maar sy's op 'n saak. If it sounds too good to be true, it probably is. In 'n saak bekend as Operation Bear Claw is 3 mense in Kalifornië na 'n bizarre versekeringsbedrogspel tot 180 dae tronkstraf gevonnis. Die persone het 'n versekeringseis van sowat 141,000 Amerikaanse dollar, sowat R2,330,000, waarin hulle beweer het dat 'n beer skade aan hulle luukse motors, wat 'n Rolls-Royce Ghost en 2 Mercedes-Benz motors insluit, verrig het ingedien. Hulle het selfs videobeeld van die sogenaamde
beer wat die motor skrap saam met die eis aan die versekeringsmaatskappy gestuur. Na verdere ondersoek het die versekeringsmaatskappy bevind dat die skade nie deur 'n regte beer verrig was nie, maar eerder deur iemand in 'n beerkostuum. Die kostuum was later in een van die verdagtes se huis gevind en 'n bioloog het bevestig dat dit duidelik 'n mens in 'n pak in die video is. Die beskuldigdes was nie net met tronkstraf gevonnis nie, maar hulle moes ook duisende dollars terugbetaal. Goed so. Ja, kyk, dit is nie 'n grap dat iemand so vandalisties optree nie, Ja. glad nie. Maar ek bedoel, waar in jou lewe in 'n beerpak van alle dinge? And the other thing is that why, if this happens to you in real life, there now is no one's going to believe you. Like, if a real bear does attack your car, then you're going to say, oh, a bear attacked my car. Ha, no, that's a person in a suit. So nee, dit mense, weet jy, elke dag wat ons hierdie oggendpraatjies lees en daaroor praat en daaroor gesels, is ek net soos, wat gaan mense nou volgende aan begin dink? Ja, dis presies dit, want 'n mens dink by jouself, waar in jou lewe gebeur so iets, jy weet? Jy wil net vir hier op jouself vra, aarde. waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Absoluut. Maar ja, ek bedoel in die verre daar 'n video ook daarvan is. Jy weet, ek dink dit is altyd die vreemdste ding. Ja, en ek dink dat hulle wou die video gebruik natuurlik om hulle saak bietjie sterker te maak, maar toe is die video nou eintlik die ding wat die downfall veroorsaak het. En die feit dat jy hou die kostuum in jou huis, knowing that the insurance people are going to come and kind of follow up on what you did. Not very smart. So daai verleentheid is vir ewig vasgevang. Dit moet baie sleg wees. Goed, so dan is daar iets baie spesiaal en ek wil dit nou sommer net gou hier uithaal voordat ek verder voortgaan. Hy ras, lyk dit nie vir jou leaks nie? baie Kom ons leaks. maak sommer so. Goed, so Crane Klassiek het op 21 April net hier op Goeiemôre Good Morning 'n kompetisie geloods waarin 2 gelukkige wenners elkeen 'n geskenkpakkie ter waarde van R2800 kon wen. Dis nou die geskenkpakkies. Die geskenkpak bestaan uit die sogenaamde cleanser, moisturizer met SPF 30, Heal Balm, Safari SPF 40, 100 ml. Dan is daar ook Advanced Anti-Aging Cell Repair Serum, Dry Skin Room en dan ook Dry Skin Moisturizer van 250 gram. Is 'n mondvol. Kykers kon via Goeiemôre Good Morning en Crane Klassiek se Facebook en Instagram blaaie inskryf en die 2 wenners is Sy Lizette Joubert en Cindy Reder Potgieter. Baie geluk. Julle wen 'n geskenkpak propvol produkte ter waarde van R2800, want hulle het die harte behoorlik laat roer met hulle inskrywings. So 'n lid van die Goeiemôre Good Morning span sal julle binne 2 werkdae kontak om seker te maak dat dit wel by julle uitkom. En ek moet sê, dis nie te versmaai nie, hoor. Ja, want dit is alles wat jy nodig het. Dit is 'n Presies. reiniger, dit is iets wat jou vel lekker gaan moisturize en natuurlik die sonroom en Ja. dan like the Safari one which is even a higher SPF. I think that's fantastic. Jy kan nooit te veel van jou vel jou vel te veel versorg nie. En ek het so gehoop dat niemand ingeskryf het nie, want dan kon ek dalk een van hierdie geskenkpakke vir my gevat het, maar nietemin. Baie geluk weer eens aan ons wenners. Onthou nou dat 'n lid van die Goeiemôre Good Morning span met julle sal kontak maak. Bly ingeskakel, ons is net hierna weer terug.